Hallo julle, welkom terug op my kanaal waar ek vir julle vertel en verduidelik wat ek geleer het in die laaste paar jaar, veral oor God se genade en dinge wat ek geleer het oor die Bybel en hoe om die Bybel reg te interpreteer en so aan. Ek het 'n paar notas gemaak, so as ek 'n bietjie rondkyk, vergewe my. En as julle geraas in die agtergrond hoor, ek het 2 vreeslike besige border collies, pappies. Hulle word, dink oor 2 weke word hulle 1 jaar oud, so hulle is op en af. So ja, vergewe maar. En dan wil ek net vra dat as julle is welkom te comment op my video's, julle is welkom om vrae te vra of dis iets te sê wat op julle gedagtes is. Ek vra dat ons dit net gaaf hou, jy weet, moenie my kruisig nie. Baie van wat ek gaan sê, het julle dalk nog nooit gehoor nie, stem julle nie noodwendig mee saam nie, en dit is okay. Baie van wat ek vandag weet en glo, het ek self nie mee saamgestem in die begin nie. As jy na my introduction video gekyk het, dan sal jy gehoor het toe ek gepraat het van my pa wat vir my van hierdie goed vertel het en ek wou hom net verkeerd bewys. Maar toe gaan leer ek self op in die Bybel en ek gaan studeer self en toe besef ek dat dit regtig eintlik waarheid is. So, voel vry met my te kommunikeer, wees net gaaf asseblief. En dan, ja, wil ek maar net, ja, welkom sê. So kom ons begin. Vandag wil ek praat oor hoekom ons gered moet word. Waarvan moet ons gered word? Wat het fout gegaan? Hoekom moes Jesus gekruisig word? En dit begin by die begin, by die heel begin, met Adam en Eva. Soos ons weet, het Adam en Eva, they were living the life daar in die tuin en hulle het alles gehad wat hulle nodig gehad het en toe kom die duiwel en hy sê vir hulle, maar eintlik hoort julle nog iets. En in plaas van om vir die duiwel te sê, weet jy nie, eintlik het ons alles, dankie, het hulle die duiwel geglo. So, die eerste sonde was ongehoorsaamheid, maar eintlik meer ongeloof. En dit is ook die enigste ding wat vandag vir ons weg van Jesus af kan hou, is ongeloof. En dit was ook 'n selfverbeteringsding gewees. Hulle het gedink hulle het iets nodig om hulle self beter en meer soos God te maak, en eintlik was hulle reeds daar. Ja, en so toe dit gebeur, het iets het gebeur in die geestesruim, okay? God het vir hulle gesê, hulle moenie van die boom eet van goed en kwaad nie, want hulle gaan sekerlik dood neerval. En hulle het nie dood neergeval nie, so wat het gebeur? Wel, ons liggame bestaan uit 3 dele. Ons het 'n fisiese liggaam, dis waar ons bly. Ons het 'n siel, dit is ons emosies, ons persoonlikheid, ons siege, denkwyse en so aan. En dan het ons 'n gees. En daardie gees is wat verbind was aan God, tussen Adam en Eva, en wat dood gegaan het. Daai gees het dood gegaan. So toe God gesê het, julle sal sekerlik sterf, het hy nie bedoel fisies nie, maar hy het bedoel geestelik, het hulle gesterf. En omdat Adam en Eva geestelik dood was, is almal wat na hulle gebore word, ook geestelik dood. Dink is in Romeine, ja, in Romeine 5 lees ons, dat deur een mens het sonde in die wêreld gekom, en deur sonde die dood. So, deur Adam het sonde in die wêreld gekom, en as gevolg van dit, is almal wat daarna gebore is, en dit is almal, word nie doodgebore nie, dit klink verskriklik, word geestelik doodgebore, dood teenoor God. Beteken nie jou gees is dood nie, jou gees is lewendig, anders was jy nie lewendig nie, jy het 'n gees nodig, maar daai gees is dood teenoor God, en lewendig teenoor sonde. Dit is hoekom Paulus ook vir ons sê, dat wanneer ons wedergebore word, dan is ons dood teenoor sonde, en lewendig teenoor God. Okay. So, omdat daai gees, ons gees, dood is teenoor God, het ons nie 'n katse kans om in die hemel te kom nie. Niks wat ons doen kan ooit
maak dat ons in die hemel kom nie, want ons is nou sondaars. En ek praat nou van voordat ons Jesus aanneem, is ons sondaars. En tot en met ons hom aanneem, jy weet, dat vlak vir ons. So dit is waarvan ons gered moet word. Ons moet gered word basis van 'n ewigheid sonder Jesus, 'n ewigheid sonder God. Dit is hel, in my opinie. Ek kan nie my lewe sonder hom imagine nie. En om 'n ewigheid sonder hom te spandeer. Nee, dankie. Ja, okay. So dit is waarvan ons gered word. Gelukkig het God van die begin af 'n plan gehad. Sy plan was van die begin af Jesus gewees. En die rede hoekom hy moes kom, soos ek gesê het, is omdat elke mens wat gebore word in sonde gebore. Maar Jesus, soos ons weet, is nie van sy pa se kant af as 'n mens gebore nie, as ek dit so kan stel. Hy was deur God, deur 'n vrou gebore. So hy was deels mens, hy was vol mens, vol God, maar hy was die perfekte mens, as ons dit so kan stel. Hy het geen sonde gehad nie, en hy is die enigste een wat kon doen wat hy gedoen het. Die enigste een wat kon regmaak wat arm gebreek het. Dit word ook verder in Romeine verduidelik, Romeine 5. So, die enigste betaling vir sonde, wat aanvaarbaar vir God is dood. Is bloed. En dit is hoekom Jesus 'n baie bloedige dood moes gesterf het. En ons gaan dan 'n bietjie gesels daaroor, veral nou dat dit Paasnaweek is. So Jesus se dood was die enigste, in Engels sê hulle satisfying sacrifice, die propitiation vir ons sonde. Sy dood het gemaak dat God nie meer kyk na ons sondes nie. As ons wedergebore is en ons vertrou op hom vir ons lewe, dan kyk hy nie na ons sonde nie. En ons sal in 'n ander video 'n bietjie deep dive daaroor, maar dit is die beauty van die gospel boodskap. Okay, so hoe word ons gered? Dit is nou die volgende vraag. Hoe word ons gered? Baie mense glo dat jy Jesus aanneem en jy moet gedoop word. Of daar is mense wat glo dat jy Jesus aanneem en dan moet jy werk daarvoor. Like, jy moet goeders doen om vir God te wys dat jy ernstig is. Maar die waarheid van die saak en die waarheid wat die Bybel vir ons leer, is dat dit net geloof is. En ja, ek weet, daar's 'n vers wat sê, selfs die demone glo. Maar ek praat van 'n saving faith. Okay, so wanneer ons glo dat Jesus die seun van God is, wanneer ons glo dat ons sondaars is, en dat ons 'n verlosser nodig het, en wanneer ons glo dat Jesus daardie verlosser is, en ons sê vir hom, ja Jesus, ek vertrou jou, ek glo jou, kom bly in my. Nee? Nou, nie almal kan praat nie, so dit hoef nie 'n hardop sê ding te wees nie. Dit is iets wat jy in jou hart glo. Wanneer jy dit glo, een keer in jou lewe, dan is jy gered. Iets gebeur dan. En hierdie is iets wat ek nooit geweet het nie. En dit is nogal amazing. En ons baie mense wat vir jou wat met jou sal stry, of met my sal stry, oor wat ek nou gaan sê, maar ek het dit gaan swat julle, dit is beautiful, en dit is die waarheid, en dit is vryend, en dit is net amazing. So, wanneer jy glo in Jesus, een keer in jou lewe, dan daai gees van jou, wat dood is teenoor God, en lewendig is teenoor sonde, daai gees gaan dood. Die Bybel sê, jy is saam met Jesus gekruisig, op daai kruis. Die oomblik wat jy glo, is jy saam met Jesus gekruisig, op daai kruis. Jy is saam met hom begrawe, en jy het saam met hom weer opgestaan.
daai opstanding is 'n nuwe gees. 'n Gees wat uit God uitgebore word. En ek sal versies opsit, hierbo of hieronder ergens, wat julle kan gaan lees, wat al hierdie wat ek vir julle sê bevestig. Maar, ja, so jy word, dit is hoekom het wedergebore, reborn, genoem word. Sorry, die onderraas. Want jy word weer gebore. Obviously, soos wat Jesus van Nicodemus gesê het, word jy nie fisies weer, jy kan nie terug in jou ma inklim en weer gebore word nie, maar jou gees, daai gees wat dood was, word uit God uitgebore. Die keer word dit uit God uitgebore, nie uit Adam uit nie. So, nou het jy 'n gees wat uit God uitgebore is. Hoe dink jy lyk daai gees? As hy van God afkom. Hy is perfect, en hy is lewendig, en hy is connected aan God. Okay, so dit is een ding wat gebeur. Die tweede ding wat gebeur is, jy kry 'n nuwe hart. Daai ou deceitful, klipperige hart word weggevat, en jy kry 'n nuwe hart. Dit lees ons in Esegiel, dink 26. Ek ken nie my versies uit my kop uit nie, hoor? Ek sê maar net vir julle. So dit is die tweede ding wat jy kry. So jy kry 'n nuwe gees, 'n nuwe hart, en dan, half as 'n bonus, kry jy die Heilige Gees. So jy kry 'n nuwe gees, jy kry 'n nuwe hart, jy kry die Heilige Gees wat in jou kom bly, nê? En dan word jy verseël tot die dag wat Jesus terugkom. Yep. Dit beteken, he's not going anywhere again. Okay? Hy gaan nie weer waai nie. So, wanneer jy struikel, is hy daar. Wanneer jy ver van hom af voel, is hy daar. Dis nog 'n ding, jy kan nie verder en nader van God af beweeg, wanneer jy gered is nie. Dis so goed jy sê, jy beweeg verder en nader van jou niere af, omdat jy dit nie noodwendig voel nie. Hy is binne in jou, en hy bly binne in jou. He's not going anywhere. Hy beweeg nie in en uit nie. Voor Jesus het die Heilige Gees gekom, en hy het op mense gaan lê, of hulle ge-inspire vir 'n tydperk, en dan het hy weer weggegaan. Dawid het op 'n stadium in die Psalms gesê, Lord, please don't take your spirit from me. Dit is voor Jesus. Na Jesus, hy gaan nêrens heen nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy kan probeer ophou glo. Ek het vir 'n tyd, ek dink ek was 17, 18, en ek glo ek was gered voor dit, want ek het, soos ek gesê het, van kleins af in Jesus geglo, maar ek het op 'n stadium het ek besef dat al hoekom ek Christen is omdat ek bang is ek gaan hel toe. En dit was nie vir my reg nie, dit was nie vir my 'n goeie genoeg rede om 'n Christen te wees nie, en ek het dit besluit, ek gaan stop, ek gaan ophou bid, ophou Bybel lees, ophou kerk toe gaan, ophou Christelike liedjies luister, ek het heeltemal net soos my rug op die Here gedraai. Vir maybe 6 maande, sou ek sê. En na 6 maande het ek gespiral, is dit die regte manier om dit te sê, ek het gespiral, dinge gedoen waarop ek trots is nie, 'n redelike party lifestyle geleef, ook net uit die huis uitgetrek. Nie 'n goeie tyd gewees vir daai besluit nie, maar ja, en op 'n dag het ek net gehoor hoe die Here vir my sê, luister, ek mis jou, kom terug. En ek het onlangs eers geleer dat selfs in daai tydperk, as ek gered was hy daai hele pad saam met my, in my, alles gesien wat ek gedoen het, anyway, obviously alles gesien wat ek gedoen het, maar hy het dit saam met my beleef, because he never left. Okay, so, dit gebeur net een keer, jy kan nie, die gees van jou kan nie weer doodgaan nie, want as hy weer doodgaan, dan het jy niks, en as hy doodgaan, dan gaan jy dood, want soos ek sê, jy bestaan uit 3 dele, al 3 dele vir jou is nodig, jy kan nie sonder een van die 3 leef nie, behalwe jou fisiese liggaam in die hemel eendag.
So dit is vir my 'n belangrike ding wat ek geleer het, en dit het vir my, toe ek dit besef, toe ek dit verstaan, het dit so baie dinge beïnvloed oor wat ek geglo het en wat vergifnis betref, en ons sal ook weer eens in 'n volgende video gepraat oor vergifnis, maar it just changed everything for me. Ek het regtig die gospel, die Bybel, Jesus, alles in 'n ander lig begin sien. Want ek meen, hoe groot is sy genade om by jou te bly, ten spyte van wat jy deurgaan, ten spyte van jou struggles, ten spyte van jou addictions, ten spyte van die foute wat jy maak. En hy's net daar, en hy's net lief vir jou. Hy judge jou nie, hy convict jou nie. Jy weet, mense is baie lief om te sê, die Heilige Gees convict my, maar jy's nie 'n convict nie, jy's 'n kind. Jy's 'n kind van God. Ja, ek glo hy dissiplineer ons partykeer in die sin van nie fisiese, like, ek gaan nou nie 'n ongeluk stuur om jou te keer wat jy iets verkeerd doen nie, maar ek glo dat hy jy weet, jy kan voel as die Here vir jou sê, hoor, hierdie is nie vir jou nie. En hy's 'n pa, hy's 'n loving father, en dit is sulke ding wat ek dink baie mense sukkel of hulle, jy weet, nie almal het in 'n baie gesonde huis groot geword nie, so baie mense wat nie 'n goeie verhouding met hulle pa het nie, sal sukkel om God in daai lig te sien, omdat hulle eie aardse pa nie noodwendig 'n goeie voorbeeld was nie, maar ek wil vir julle sê, hy is die perfekte pa wat jy nog ooit gehad het, of ooit sal hê. Hy's net lief vir jou. Hy is so lief vir jou. Okay. Hy is so lief vir jou dat hy sy seun Jesus gestuur het na 'n dood toe wat, as ek regtig in detail dink daaraan, en raak ek emosioneel, want dit was regtig wild, julle. Ek het vanoggend 'n podcast geluister oor die Vrydag, die dag van die kruis, en in Jesaja is daar seker die mees akkurate beskrywing van wat by die kruis gebeur het. As jy dit nie geweet het nie, dit was 700 jaar voor die kruis geskryf. 700 jaar, julle. Okay, dink gou terug, 700 jaar, dit vat ons na wat, die jaar 1300 toe. Okay, dit is lank terug. Dit is hoe lank terug voor die kruis Jesaja geskryf het oor wat met Jesus gaan gebeur. En die mees akkurate account. Dit sluit in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die beskrywing wat hy daar gee van Jesus se fisiese toestand. Ek weet, daar's 'n plek waar hy sê dat hy was so erg geslaan en gehoop en whatever, dat hy nie soos 'n mens gelyk het nie. Like, jy kon nie regtig sien as 'n mens wat daar sit of lê of wat ook al nie. Dis erg. En hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir my gedoen. Hy het dit gedoen sodat ons die ewigheid saam met hom kan spandeer. Ja. So, hoekom moet ons gered word? Want ons is doodgebore teenoor God. En hoe word ons gered? Deur te glo. Deur te glo dat Jesus is wie hy sê hy is en dat ons hom nodig het. En dit is waar ek julle gaan los vandag. Ek hoop julle geniet my video. Sorry. Ek is nog baie nuut met hierdie goeders, so verskoon my maar. Maar ek hoop julle het geniet, ek hoop julle het iets geleer. As julle enige vrae het, asseblief laat weet my. En dan sien ek julle weer binnekort. Geniet julle Paasnaweek, wees veilig en ons gesels weer. Totsiens.